Elke dag staan ons op en ons weet nie hoe gaan ons dag lyk nie, maar ons het 'n keuse om te maak. Leef ons dit op die regverdige pad of op die pad van die goddelose? Vandag dink ons daaroor. Goeiemôre en baie welkom by vandag se Huisfiks. Ons het die afgelope Sondag uit Markus 6 gehoor hoe Jesus sy disippels op 'n reis stuur en dan ook vir hulle alles gee wat hulle nodig het op hierdie reis. Hieruit het ons ook gesê dat ons weet op ons reis, ons kan staat maak op die Here se teenwoordigheid waar ons ook mag gaan. Ek wil vandag met die Huisfiks so 'n bietjie uitbou op hierdie reismetafoor deur te gaan kyk na Psalm 1, een van die psalms wat vir ons iets wil vertel van twee paaie in 'n mens se lewe waaruit jy kan kies. En ek wil dit graag vanoggend vir jou lees. Psalm 1 van vers 1 af. Gelukkig is die mens wat nie die raad van die goddelose volg nie, op die pad van die sondaars nie gaan staan nie en in die byeenkoms van die spotters nie sit nie, maar wat vreugde vind in die wet van die Here en sy wet dag en nag mymerend prewel. Ek lees hier uit die 2020 vertaling en ons hoor hierso eintlik 'n uitnodiging van God af wat sê gelukkig is die mens wat die regte pad kies. Hier gaan dit nie net oor ons wat elke dag voor 'n keuse staan van op watse pad ons wil loop, reg of verkeerd nie, maar hoe beïnvloed dit ons lewe? Hoe raak dit die dinge wat met ons elke dag gebeur, hierdie keuses wat ons maak? Die uitnodiging van God is, mag jou pad gelukkig wees. Mag jy die keuse maak dat die pad wat jy gaan loop, gaan lei na geluk toe. Ek lees 'n stukkie verder, hy sê, hierdie persoon wat gelukkig die pad van geluk kies, die pad wat die regverdige is, sê hy is soos 'n boom wat geplant is langs 'n watervoor, wat sy vrugte op die regte tyd dra en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. Dit getuig so van lewe, is 'n mens na hierdie beeld luister van 'n boom wat geplant is by water, die bron van lewe, wat sy vrugte dra. Dis die uitwerking van 'n reis wat ons kies in die teenwoordigheid van God, dat ons lewe ook sal getuig van die lewe wat ons in hom ontvang. En dan stel die psalmdigter die teenkant van dit. Hy sê, so is die goddelose nie. Inteendeel, hulle is soos kaf wat die wind wegwaai. Daarom sal goddelose nie kan opstaan tydens die regspraak of sondaars in die byeenkoms van die regverdiges nie. Ja, die Here dra sorg vir die pad van regverdigers, maar die pad van goddelose loop dood. Wanneer ons die pad van lewe kies, dan is ons geanker. Ons staan stewig soos 'n boom wat by water strome geplant is. Maar die pad van die goddelose, die verkeerde pad, is nie standvastig nie. Hy gebruik hierdie beeld van nuttelose kaf, daai klein doppie, as jy nou klaar die saadjie van die koring wat die voedingswaarde in het. As jy daai saadjie uitgehaal het, dan bly net hierdie nuttelose doppie kaf oor, wat weggewaai word deur die wind, wat niks vir enige iemand kan beteken nie. Mag ons keuses wat ons maak, die roetes waarop ons gaan, wys van die vrugte wat ons dra. Mag ons die sorg van die Here, soos wat hierdie psalm afsluit, ook beleef wanneer ons die regte keuse kies en die regte pad kies om ons lewe so te wandel in die teenwoordigheid van God. Mooi dag vir jou.